Die Syndikaat, geskryf deur Stefans Coetzee, voorgeles deur Karen Loots. Hy sit nooit in 'n restaurant wat nie 'n vlugroete het nie. Ook, hy sit altyd met sy rug teen 'n muur, sodat hy die ingange kan dophou. Sy stoel effens uitgetrek, sodat hy dadelik kan opspring en beweeg. Hy eet en drink net met sy linkerhand. Sy regterhand rus op 'n mes op sy skoot. Dit neem tyd vir jou hand om na 'n wapen te beweeg, veral as jy eers 'n beker moet neersit. Selfs sekondes kan jou lewe kos. Verloor jy jou greep weens vetterige vingers, is dit tickets. Omdat hy ten alle tye waaksaam is, het Roestyn 23 jaar van sy lewe in 13 tronke landwyd heelwat bendeoorloë oorleef. Toe hy verlede jaar op parool vrygelaat is, het hy nie daardie paraatheid in sel 6 agtergelaat nie, inteendeel. Daarom sit hy nie 7:15 op 'n Vrydag aand in Nando's, Klerksdorp se restaurant nie. Hy sit buite op die stoep. Natuurlik nie aan die drive-thru se kant waar iemand vanuit 'n motor op hom kan skiet nie. Wind sproei reendruppels na hom. In sy roomkleur wildebeestehemp, baard en hare skuurpapier kort, is hy sag op die oog. As jy iemand is wat van dorings en rose hou. Die tronksielkundige het sagte klere voorgestel. En 'n gladgeskeerde gesig en hare wat sy ore kielie. Na al die jare agter tralies het hy die pastelklere verwelkom, maar die baard en hare, nee, die dominee look sal nie vir hom werk nie. 'n Skorpioen tatoeëermerk loop in sy nek af na 'n 7-punt ster toe. En die woord East Side, die tronkbende wat hy dekades lank regeer het. Oorkant hom drink die eienaar 'n swart filterkoffie. So sterk, die teelepel staan reg op aan. Lewis Hamilton behoort sy Ferrari op die plek se koffie te kan jaag. Voor hom is 'n dagboek, 'n pak papiere en 'n MacBook. Sy iPhone is so gedraai dat hulle saam na die YouTube-video kan kyk. Terwyl hulle kyk, verduidelik die eienaar die Barnard renmotors word in Bloemfontein vervaardig. Hy ken die broers. Oor kan die pad, wissel 'n vragmotorratte, trek af. Die bestuurder praat deur die venster met 'n vrou in 'n minirok, wat net haar bates bedek. Sy klim in. Wat hou haar in hierdie leefstyl? Dwelms. Daai vrou wat rooi letterkind geskryf het, kan gerus 'n opvolgboek skryf oor die kind wat die hoofkarakter is. Haar storie wil hy lees. Mense se stories fascineer hom. Wind huil deur die winkel, oor die stoep. 4 mans klim uit 'n swart SUV met getinte ruite. Geen nommerplaat nie. Swart jeans en rolkraaghemde. Hulle lyk soos gewapende rowers. Die bestuurder gaan staan in die ry om hulle bestelling te plaas. Kyk rond. Seker om vas te stel waar oral kameras is. Die man wat links agter uitgeklim het, pyl op die toilette af. Seker om te kyk of enige gevaar daar binne skuil. As die oorblywende 2 mans bly staan, gaan hulle hom aanval. Sit hulle, beteken dit hulle wil gesels. Het hy in die verkeerde man se slaai gekrap. Hy moet in die toekoms eers op Facebook loer voor hy vroue slaapkamer toe lok. As hy net 'n vaste meisie kan kry. Die eienaar van Nando's staan op toe die 2 mans nader stap. Hy kyk om hom rond. Die mans neem stelling in oorkant roe. Albei sit. Stoom spook hemelwaarts by Roe se beker uit. Hy kan die kokende koffie in die een man se gesig skiet, daarna die mes in sy maat se slaghaar plant. Tronkstront, vra die eienaar van agter die 2 mans. Morsekode vir, moet ek brigadier Buys bel? Nee, dalk te hard, want dan het hulle geskiet en gery. En niemand wat tyd gestoot het, is stupid genoeg om my sonder balaklavas aan te val nie, vir net ingeval ek oorleef. Stein, groet die man sonder 'n nek, sproete, koperhare, Britse aksent. Hy skuif die suikerhouer op die tafel nader aan die houers met die sout en peper. Op Roe se kop knik, los die eienaar hulle alleen. Ek stuur 'n waiter, sê hy oor sy skouer. Die kombuisdeur klap agter hom toe. Het ek 'n SAS se bal gekrap? Roe wys met die teelepel na Nekloos se regtervoorarm. Who dares, wins, is daarop getatoeëer. Danksy Andy McNab en Chris Ryan se boeke, weet hy, dit is die Britse spesiale magte se motto. Die ander 2 mans sluit by hulle aan. Sit so sardientjies op die bank.
Breek vir ons iemand uit Gossie uit. Is gek. Gossie Mampuru gevangenis. Sien my nooit weer nie. Beslis. 15 jaar was lank genoeg. Neklo stoot 'n koevert oor die tafel. 'n Dik een. Dis die helfte. Roo kyk nie eens daarna nie. Al is daar waarskynlik genoeg geld in om sy woonstel te meubileer. Hoe gaan hy die meubels aan sy parooloffisier verduidelik? Of wys? Hy tik met sy hand op die skerpioen. Hierdie is my familie. En daai? Hy wys na die Who Dares Wins tattoo. Joune. Ek knie diep in die bloed vir my broers. Vir niemand anders nie. Die man wat ons wil uitbreek is ook nie 'n broer van ons nie. Stilte. Dan. Hy's 'n pedofiel. Vir daai koevert sal enige gevangene binne jou probleem permanent oplos, sê Roo. Ek geniet my lewe buite. Hy het inligting wat ons soek. Nekloos het seker aan die redenaars op skool deelgeneem, want hy doen die meeste van die praatwerk. Wys hom. Hy knik vir die man wat langs hom sit. 'n Selfoon skuif oor die tafel. Dit is by 'n video oop. 8 minute en 13 sekondes. Roo druk play en stop na 3 sekondes. Knyp sy oë toe. Vryf met sy duim en wysvinger daaroor, asof hy die beeld wil uitwis. Donder weer bliksem. Skyns oorkant hulle ruk 'n vrou van die skrik. Die 4 mans roer nie. Dis die eerste video, daar's 3. Stilte. Sy's gou dood. Die ander 2 video's is langer as 40 minute. Hy kyk Roo waterpas in die oë. My dogter het gisteroggend verdwyn. Die ander 3 kinders, hy wys met sy duim na sy crew, is hulle sin. Bliksem. Ons was in dieselfde eenheid in Afghanistan. Ons het 'n dwelmbaas se seun vasgetrek wat presies dit gedoen het. Sy pa neem nou wraak. En die skuim daar binne het hom mooi vertel hoe om ons kinders in die hande te kry. Gossie is groot, en watter seksie word hy aangehou? Nekloos antwoord. Roo teken die tronk, wys vir hulle die hekke uit. Vertel hulle van ontsnappings in sy tyd, ook van die wat misluk het. Hulle vra, hy antwoord. Hulle Google die tronk, hy wys goed op die foto's vir hulle uit. 3 ure en 5 koppies koffie later strek hy agteroor. Staan op, druk die koevert in sy sak. 5 dae later, 12 minute oor 10, die speerafdeling. Wie die hel se slim idee was dit om die koerante in drukformaat te stop? Wilder buis oor die stapel dossiere op sy lesenaar. 'n Bedui is so, dit lyk of hy iemand met 'n pyp wil gooi. Hoe gaan ek nou weet wat die skindertonge al sê? Lees aanlyn, sê Roo in die verbyloop. As jy sukkel kan ek jou help om in te teken. Soek jy koffie? Ek wonder, hoe gaan jy nou jou plakboek op datum hou? Jy sal berigte oor die sake waarin jy werk in die toekoms met fotos dateer. Buis druk sy pyp in sy mond, maar stop dit nie vol tabak nie. Hy maak 'n nuwe dossier oop. Hy prewel terwyl hy skryf, so asof hy klank. Roo stop voor Buis se lesenaar, trek sy broekspyp op. Lê jy by my aan? Vra Buis. Of oefen jy om model te word? By jou aan lê? No chance, jy raak te oud. Hy draai sy been. My enkelmonitor is af. Glimlag. Ek's nou 'n medium. Ek weet, ek het met jou parooloffisier gepraat. Wys hou die dossier na Roo uit. Bewys vir my, ek het die regte besluit geneem. Hy krap kop. 4 ouens het vanoggend net na 3 'n verhoor afwagtende gevangene help ontsnap. Die gevangene is 'n undercover cop in 'n mensenhandelnetwerk in Europa. Hy is in Suid-Afrika gevang. Hy maak aanhalingstekens met sy wysvingers vir die laaste woord om die Britse konneksie in Suid-Afrika te infiltreer. Alles hash. Die kommissaris sê jy moet help om die ouens te vang wat verantwoordelik was vir die undercover cop se ontsnapping, voor hulle hom vir inligting begin martel. Roo se gesig is pokerface. Ek kyk solank wat ek kan uitvind. Ek het R10,000 tik Roo vir sy crew, almal ex-gevangenes. Ons het 24 uur om 4 ouens uit te haal. Malan reageer dadelik. Wie?
4 wat voorgeheel is SAS.